gedeelte van dit ook gebruik om die ligte aan die brand te hou en kos uit te deel en vir ons omgewing te gee. So wat ek vir jou sê, kom ek het vir jou sê, moet ek stil staan. Wat ek vir jou probeer sê, hoekom ons dit doen, is, of hoekom ek wil hê jy moet inkoop, is jy koop in uit die aard van die saak van die bediening in, maar jy koop in die koninkryk van God, want dis wat hierdie is. Dis sy koninkryk. En koninkryk is nie net, God se koninkryk is nie net 'n plek van praat nie, maar dis 'n plek van gee, né? Plek van wat ons kort om hierdie gemeenskap te verander. Here, mag dit wat ons gee vanoggend, dit wat ons saai, mag ons dit gee want ons wil. Here, en meer as dit, mag ons as gemeente dit aanwend om hierdie dorp, hierdie Hartenbos meer na u koninkryk te laat lyk as enigiets anders. Help ons as leiers om hierdie finansies ook reg aan te wend. In Jesus naam alleen bid ons dit. Amen. Amen. Julle is welkom om op te neem. Dan, ek sal ook graag wil hoor, is hier vanoggend iemand in hierdie gemeente wat vir die heel eerste keer hier is? Daar's 'n gesin daar agter. Na afloop van die diens, daar's nog iemand. Na afloop van die diens, kom asseblief cappuccino masjien toe. Ons sal graag vir julle, wag Sean, gaan gou vir julle blaadjies, nee, dis by die inligtingstoonbank, ekskuus Sean. Ons wil net vir julle blaadjies gee, as om julle inligting kry, en dan na afloop van die diens sal ek baie graag saam met julle wil kuier by die koffiemasjien. Dan, as jy jou Bybel het, kan jy vir ons oopmaak by Genesis. Genesis 6. Ons is besig om te kyk na God gerig wees. Ekskuus, ja, julle moet julle hande dalk net in die lug hou tot julle die papiertjie gekry het. In die ou dae kon ons gesê het, ons gaan dit, Genesis, wag julle. Ek gaan nie nou Genesis doen nie, ek gaan eers Joshua doen. Anders kon ek weer gepreek het oor Noag, as julle sou wou. Wie het verlede week se preek gehoor en wie wil hom graag weer hoor? Moet jy saam lees uit Joshua 5 uit. Nou, ek is baie lief vir die Nuwe Lewende Vertaling, maar ek wil hierdie vir jou lees uit die Afrikaans 2020 vertaling uit. En in die 2020 begin met verowering van Jerigo, is die opskrif. Toe Joshua, vanaf vers 13, toe Joshua naby Jerigo was, het hy opgekyk. Reg voor hom staan daar skielik 'n man met 'n ontblote swaard in sy hand. Joshua gaan na hom toe en vra, is jy vir ons of vir ons vyande? Hy het geantwoord, nee, maar ek is die bevelvoerder van die leer van die Here. Daarom het ek gekom. Joshua het neergeval, met sy gesig teen die grond, diep neergebuig en vir hom gesê, wat wil my Heer vir sy dienaar sê? Die bevelvoerder van die leer van die Here het Joshua geantwoord, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. Joshua het toe so gemaak. Ons gaan aan na Joshua 6 toe. Jerigo se poorte was egter diggesluit vanweë die Israeliete. Niemand het daar uitgegaan of ingegaan nie. Die Here sê toe vir Joshua, kyk, ek gee Jerigo, sy koning en sy dapper krygers in jou hand. Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne. Jy moet 1 keer om die stad gaan. 6 dae lank moet jy so maak. 7 priesters met 7 ramshorings voor die ark dra. Op die 7de dag moet julle 7 keer om die stad trek, terwyl die priesters op die horings blaas. En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die manskappe, sodra hulle die geluid van die ramshorings hoor, 'n baie harde oorlogskreet aanhef. Die stadsmuur sal dan ineenstort en die manskappe moet bo-oor klim. Elke man reg voor hom uit. Nou wat hier aangaan in hierdie skrifgedeelte is Joshua staan voor Jerigo, en die dorp Jerigo lê voor hom. Nou Jerigo is 'n beleerde dorp, met ander woorde,
Hy het 'n baie digte stadsmuur om hom, en om in die stad te kom, moet jy deur die poorte gaan, jy moet deur die hekke gaan, om in Jerigo in te kom. En Josua staan en hy kyk neer op hierdie stad, hy kyk neer op Jerigo wat voor hom staan, die dorp wat voor hom staan, en hy besef, hy is nou op die punt van, hulle gaan hierdie dorp inneem. Hulle gaan nou in aanhalingstekens basies, gaan oorlog voer teen hierdie manne. Maar ek en jy moet gou ook net nog besef, dat dit is die tweede keer wat Josua daar staan. Die vorige keer was om en by 40 jaar terug, het Josua en Caleb ook gegaan. God het vir hulle gesê, of Moses het vir hulle gesê, gaan, ons praat van spionier, maar eintlik is 'n mooi Afrikaans wat ons in Afrikaans ken, hulle het 'n rekkie gaan doen, né? Hulle het gaan reconnaissance doen van die stad, ingegaan, of van die land. En die spioene kom terug, en hulle sê, hoorie, ons kan ingaan, dis 'n briljante land. Dit is die land van melk en honing wat God beloof het. Maar, daai manne is groot. Ons lyk so springkane in hulle oë. En hulle weet dit. En sodoende word die volk bang, en Josua en Caleb is 83 jaar oud, weet ons toe hulle terugkom, ons het nie 'n idee hoe oud is Josua nie. Hulle kom terug en sê, nee man, maar onthou wie gaan saam met ons? God het vir ons die woord gegee dat ons hierdie stad moet inneem. En terwyl Josua en Caleb weggaan, begin hierdie manne 'n kinderstorie en sê, hoorie, nee maar hierdie is erg, ons kan nie ingaan nie, ons kan nie die stad vat nie, ons kan nie die land vat nie. En sodoende besluit hulle, as hulle die land vat, inteendeel het bereik omtrent 'n punt wat Josua en Caleb gestenig sou geword het. Maar hierdie volk gaan toe nie in nie, want hulle is toe nou bang. Hulle gaan nou nie veg teen hierdie groep nie. Nou sien ons, om en by 40 jaar later, staan hierdie man, hy staan weer en hy kyk, en dis so interessante gebeurtenis, want hy gaan, en in my kop kan ek net dink, hoe kyk hy na hierdie stad, en hy sê vir homself, myself, ons kon al 40 jaar hier gebly het, nee? As ons net na God geluister het. En die punt, die eerste punt wat ek vir jou wil tuisbring uit hierdie storie is die volgende. As ons vlug vir iets, vlug ten minste na God toe. Moenie vlug na iets anders toe nie, want jy sien wat die volk doen, is hulle staan voor Moses op daai stadium, en ons het nou nie gelees nie, want dit is nie die hoofgedeelte vanoggend nie. Maar hulle staan voor Moses en sê, kom ons gaan eerder terug Egipte toe. Ek sal daar doodgaan van ellende, inteendeel wat die volk sê, eerder is ek nou hierdie ouens moet oorvat en hulle verower my. Kom ons gaan terug. Hulle is inteendeel weer eens kwaad vir Moses en sê vir Moses, hoekom red jy ons? Dis nie red nie, jy maak dit vir ons erger. Ons wil eintlik net in Egipte gebly het. Jy sien, en wat ek vir jou probeer sê is as jy vlug ten minste na die Here toe. Want ons staan, ek en jy staan verskeie keer op 'n punt, en ek onthou, ek het dit baie in my lewe gedoen, dan ry ek met my motorfiets werk toe. Nee, nou baie motorfietsie, as jy het nou nie geweet het nie 'n ding wat vir jou wys hoeveel petrol is daaroor nie, jy moet die kilos heeltyd dophou. Want vir een van 'n rede dink hulle motorfietsryers is intelligent en kan sulke goed doen. Daarom gee ek vir myself 'n dwarsklap ook met daai opmerking. En ek tel die kilos, nou sien ek hoe ver het ek al gery, nou sê ek vir die Here, nou weet ek, daar's nog baie kilos oor wat gery moet word, wat baie minder wat hierdie ding wys ek kan. Wel, nee. Nou sê ek vir die Here, okay, so ek het nodig dat jy bonatuurlik vir my geld gee, want daar's nog baie maand oor aan die einde van my salaris op daai stadium. Ek het nodig dat jy vir my deurkom. En laat jy nou nie vir my deurkom, ja, gaan gooi ek petrol in met my kredietkaart. Nee. Ek het so 2 skuldige laggies, want ek weet mense, ons doen dit, nee. Ek het verlede week, toe spot ek nog wat sê, ek is 'n ding wat Steven Claessens van Lewende Woord ook altyd sê, as my kredietkaart vir my is, wie kan teen my wees? Nee. Want dis wat ons dink, so ons vlug na iets toe, en ons vlug na iets wat so bietjie bekend is, ons sien die volk staan en sê, nee, kom ons gaan terug Egipte toe, ek gaan 'n slaaf wees, dis vir my makliker, ek sal weer gaan 'n slaaf word, ek sal weer die piramides bou, en het ons in hierdie laaste 2 weke gesien, hulle het nie net gebou nie, hulle het ons die kolomme gegrou ook, wat niemand eintlik geweet het nie. Nee. So, hulle sê, kom ons gaan terug na dit toe, en dis wat ek en jy ook doen, ons wil terugvlug heeltyd na die bekende toe. Die tema vir die maand is God gerig.
En die rede hoekom ek baie van dit heeltyd herhaal oor God gerig is, ek wil vir jou sê, om God gerig te wees, gaan jy feitelik omtrent heeltyd uit jou gemaksone moet uitgaan. Want ons wil heeltyd, ons weet dit werk met rekenaars, so ons probeer dit in ons lewe ook. As die rekenaar bietjie nie sukkel, of bietjie sukkel, wat doen jy? Jy sit hom aan en af. So ons begin voor. Ek en jy probeer dit in ons lewe ook doen. Ons probeer teruggaan na iets gemakliks toe. Eenvoudige voorbeeld, is daai wat ek net vir jou gesê het, as jy nie vir my deurkom die Here, gaan ek nou my kredietkaart gebruik. Ek is betrokke by Radio Kansel en ons het 'n hawelose, ek weet nie eintlik, ons het in Afrikaans is daar nie 'n woord nie, ek weet nie hoekom nie, maar ons het 'n shelter vir hierdie mense. Onthou die wat van julle wat van Pretoria afkom, die Schoemanstraat shelter, groot shelter gewees. Ons is daar betrokke. En is 'n besonderse bediening, want jy werk met hierdie mense en dan gaan dit baie sleg en dan help ons so 'n bietjie met opheffingswerk en dit help om beter te gaan en dan op die einde van die dag wil jy hulle nie in die shelter hou nie. Jy wil graag hê hulle moet 'n lewe buite dit gaan hê, né? Jy wil hulle nou nie in die ek weet wat dit shelter klink net so neerhalend. Jy wil hulle nie daar hou nie, so jy stuur hulle uit. Jy wil hulle moet gaan elders werk kry. En die slegste ding wat gebeur het en dit het daar gebeur by ander Echo bediening waar ek ook is jy het vir 'n jaar partykeer of 18 maande gaan dit goed en jy's dankbaar en jy prys die Here want jy sien nou nie hierdie betrokke persoon weer nie. En dan wanneer hulle terugkom, dan is hulle baie keer baie slegter as wat hulle was toe hulle gegaan het. Want hulle het eers het hulle weer net gestuier, weer geval. En ek vertel dit vir jou want een keer praat ons met 'n vrou en ons sê vir haar die tannie wat met haar praat van die lets is eintlik so 'n bietjie geïrriteerd en sy sê vir haar, my magtig man, maar 7 keer kom jy nou al terug. Dis die 7de keer wat ons jou help. Hoekom? En die vrou se antwoord steek my so dwars in die krop en ek besef dis ons elkeen se antwoord as ons 100% eerlik is. En sy antwoord aan, sy sê want dit is vir my makliker om sleg te wees. Nou staan ek hier en ek klink soos 'n ou gereformeerde kerkpredikant en sê vir julle want julle is sleg, né? Maar verstaan die idee wat ek vir jou probeer gee. Ons kies wat gemaklik is. Ons kies wat vir ons gemakliker is. En baie keer is dit gemakliker om nie minder te drink nie, om nie die dwelms te los nie, dis gemakliker vir ons om nie daai foto's op ons foon te kyk nie. Ons wil nie verander nie, want dit is onbekend. As jy vlug, moenie vlug na iets wat bekend is nie, vlug na God toe. Die tweede punt is iets wat ons lees en dis hoekom ek vanoggend uit die 2020 weergawe gelees het. Hy staan waarskynlik in bid en hy gaan op en ewe skielik staan hier 'n man met 'n getrekte swaard. Nou ek en jy moet verstaan, die getrekte swaard is fisies wat gebeur het, maar omdat ons nie in 'n milieu leef van swaarde nie, verstaan ons nie wat is die indrukwekkendheid van dit nie. Hy kom basies op 'n man af wat reg is vir oorlog. Hy sien dit, hy's 'n oorlogsman en ons moet onsself insien, ons moet die woordkeuse insien om te probeer verstaan wat dit is. Want ons lees dit en as jy hoor hoe ek lees, dan lees ek vanoggend vir jou, is jy vir ons of is jy vir ons vyande? Nou ek was nog nooit in so 'n scenario nie, maar ek twyfel of jy so gaan praat met 'n ou wat 'n swaard uit het. Nee, jy gaan nie vir hom sê, ekskuus meneer, die swaard gaan hy vir my veg of vir daai. Jy gaan op hom afgaan want jy's 'n oorlogsman. Jy gaan op hom af en jy sê jy vir my of vir my vyand, ek moet nou weet, nee. En die mooiheid van dit is God se antwoord. En dit is altyd vir my indrukwekkend want baie keer is dit vir my net so vreemd hoe God praat want hy praat bietjie vreemd en hy antwoord vir hom nee. Nou ek kan verkeerd wees, maar Joshua het nie 'n ja nie 'n vraag gevra nie. Is jy vir my of is jy vir my vyand? En God sê nee, ek's 'n vegter van die Here, daarom het ek nou gekom. Dis nie eintlik die antwoord nie. Verstaan jy? Dis nie die antwoord op die vraag nie. So hoekom antwoord God dit? God antwoord dit om vir hom te sê, eintlik is die vraag omgekeerd, Joshua. Die vraag is nie, is ek vir jou of is jou vyande nie, die vraag is die volgende, is jy vir my of vir jou vyande? Dis die eintlike vraag wat jy moet vra, aan wie se kant is ek? En dis aan die kant wat jy jouself moet skaar. Interessantheid daarna, dan sê hy vir hom, en Joshua moes dit besef het, want hy val op sy gesig neer, Engels praat van lying prostrate, hy val letterlik vooroor met sy gesig laag op hy, en hy sê vir hom, het my Here boodskap vir my.
Hy sê van trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Nou om en by 50, 60 jaar voor dit het dit ook gebeur. En daar was 'n brandende bos wat nie uitgebrand het nie en die stem sê vir Moses, trek uit jou skoene. Jy staan op heilige grond. Wat sê God vir hom? Hy sê, trek uit jou skoene, jy is in die teenwoordigheid van die alomteen, of klink nou vreemd, maar jy is in die teenwoordigheid van die almagtige God. Hierdie is 'n heilige grond. Dit sê vir ons een ding. Sê verskeie goed, maar een ding wat ek vir jou wil sê is, dit is baie waarskynlik dat dit Jesus was wat daar met Josua gepraat het. Baie keer in die Ou Testament, dan sien ons hier die verskynsels van God as 'n mens, of verskynsels waar God homself blootstel, en as jy Paulus se skrywe lees, en baie van die kerktradisie, dan weet ons, wanneer die Ou Testament praat van die engel van die Here, nie 'n engel nie, die engel, dan is dit Jesus voor hy mens geword het. En wat ook interessant is, van dit, is die oomblik wat Josua besef, hierdie is 'n engel, dan val hy op sy gesig neer. Nou, oralste sal jy sien in Daniël en Openbaring, wanneer mense voor engele val, engele wat nou die vleiende vlerk wit beeld goed, wat ons dink het engel lyk, dan sê die engel vir hom, staan op, moenie my aanbid nie, ek's net 'n engel. Hierdie engel sê dit nie, dis deel van die bewys hoekom ons glo dis Jesus, nee. Maar die idee wat ek wil hê, jy moet hier ook verstaan, is ook die volgende. As ons Jesus sien, is die waarskynlikheid dat jou reaksie gaan wees, hey, daar's Jesus. Nie dieselfde, of dis hoe ons dit doen, maar dis nie wat ons in die Bybel sien. Met ander woorde, ons gaan nooit 'n oomblik hê, as jy die opgestaande Jesus sien, glo ek vas, wat baie mense nou sê, hulle sien en hulle het hierdie belewennisse, en ek wil net gou oor dit praat vir 'n minuut. Is die waarskynlikheid, as Jesus in jou verskyn, nie dat jy net gaan verder slaap die aand nie. Verstaan, ek het een keer 'n getuienis gehoor van 'n man wat staan en skeer, toe is Jesus agter hom en hy hou aan verder skeer. Ek dink nie jy gaan dit doen nie, want Joshua is 'n goeie godsman en hy val voor sy aangesig. Paulus is blind, né? Ons moet verstaan dat wanneer die Bybel praat van engele, is dit nie die tipe fotootjies, onthou julle Anne Geddes wat die babietjies aangetrek het met die blomme, wat toe kaardies nog bestaan. Dis nie daai nie. Die engeltjies wat vlieg en die hartjies skiet en dan val die twee mense verlief. Dis nie die engel van die Bybel nie. Dit is 'n nabootsing van iets baie anders, né? Van die babas. Hierdie engele is groot en is indrukwekkend en is vreesaanjaend. En daarop, as God die vraag vra, of as jy die vraag vra vir God, is jy aan my kant of teen my, is die regte antwoord gehoorsaamheid. Maar voor dit moet ons eintlik die vraag vra, is jy aan God se kant? As ons God gerig wil leef, dan is die Godgerigtheid wat ek en jy moet leef, is om aan die kant van die Here te staan. Nie hom in ons kant of in ons kampveg probeer inbring nie. Wat ook besonders interessant was van hierdie gedeelte, en daar sien ons die hart van die Here, is hy het nooit in sy gesprek met Josua Jerigo as vyande uitgemaak nie. Josua gebruik die taal gebruik, is hy vir my of vir my vyand? En God sê nee, ek is die vegter van die Here van die leerskare. Nou, ons kon die storie daar stop, maar ek wil graag vir jou Josua 6 lees, want ek wil hê jy moet verstaan wat toe nou verder gebeur. En dit wat verder gebeur is God sê toe vir hom, stap nou om hierdie stad, né? Met jou priesters voor. En dan blaas hulle die ramshorings. Nou ek en jy weet eintlik wat ons later gesien het, toe hulle dit begin doen, toe lag Jerigo, en ek sê, is dit hoe julle oorlog maak? En die manier wat hulle Israel wil laat sleg lyk, is eintlik die kompliment van Israel. Omrede, hulle wil Israel laat sleg lyk en sê, is dit hoe julle oorlog maak? En ons antwoord moet dan nie sleg wees en skaam kry nie, maar sê, ja, dit is hoe ek God dit is hoe ek oorlog maak. Want my en jou oorwinning, wanneer ons oorvloedig is of oorweldig is, as dit ons plan is en dit werk uit, dan dink ek en jy, ons het onsself gered. Wat God besig is om hier te doen, is, hoor mooi wat ek nou vir jou probeer sê,
wat God besig is om hier te doen, is hy gee vir Joshua en sy volk eintlik, as ons in militêre oor daarna kyk, 'n dwaase plan. Hoekom? Sodat Israel nie op die punt kan kom en sê, wat het ons gedoen? Kyk hoe fantasties is ons. Maar sodat ons heeltyd kan sien, dis God wat deurgekom het. Deel van die manier wat God dit doen, is hy sê vir Moses, hierdie volk gaan trek, hierdie volk gaan net Kanaan inneem, as hulle vergeet het van dit wat ek gedoen het in Egipte. As hulle vergeet het van die wonders wat ek daar gedoen het, hulle, in beginsel, moet hulle eie nuwe wonders sien. En hulle moet my volg omdat. Of ten spyte van julle. Ek en jy, moet besef, dat wanneer ons Godgerig lewe, wanneer ons probeer om ons hele lewe te rig volgens die weë van God, volgens die plan van God, dan moet ek en jy baie bewus wees van die feit, dat wanneer ons dit doen, dan doen ons dit nie eintlik vir ons eie beswil nie. Want ek en jy hanteer God soos 'n ATM, ons hanteer God soos 'n bank, ons wil na hom toe gaan en hom sê, Here, jy gaan my nou moet seën, want kyk al hierdie fantastiese goed wat ek doen, ek vloek nie meer nie, ek drink nie meer nie, ek betaal nie meer die spoedkonstabel of die verkeerskonstabel net gou vinnig iets deur die venster nie, ek is eintlik 'n goeie mens, en daarom moet jy nou saam met my gaan. Nou dink ons, dit wat ons vir God gee, gaan hy vir ons moet teruggee, en dan gebeur daar iets wat sleg is, jy word siek, of 'n vriend van jou sterf, of iets van die aard, jou besigheid werk nie uit nie, of jou besigheid is stadig, en die eerste ding wat ek en jy onmiddellik doen, is ons kyk na ons moraliteit, ons kyk na ons gedrag. Dien ek nog die Here reg? Vloek ek bietjie meer, en nou weerhou hy sy seën van my? Nee. En eintlik is dit die verkeerde gesindheid, want die regte gesindheid wat God wil hê ons moet openbaar, is nie, wat doen ek nie, maar wat doen hy? Wat het hy vir my gedoen? Nou, hier's waar dit so bietjie moeilik is. En dit is die volgende, dat God gee hierdie plan vir Joshua, of hy gee nie eintlik 'n plan nie, hy sê vir hom wat moet gebeur, en saam met hierdie sê hy vir hom soos, julle gaan stap, 7 dae lank, die 7 dae gaan nie blaas, dit is, soos ek vir jou gesê het, militêr is 'n dwaas, daai ouens lag, daar's geen beplanning van Israel se kant af nie, dis als God se plan, en uit die uiteinde van dit, gee hierdie ding mee, en dit sak, nee, die hele muur, daar's nou baie ouens wat getuies het, sê die muur lyk of hy gedruk is van bo af, nie net ingegee nie, hy's gedruk van bo af, behalwe natuurlik waar Rahab was, waar God gered het, en sy het in verhouding gestaan. Maar nou moet ek en jy besef, as ek dit vir jou sê, dat God gerig leef, behels, dat ons God vertrou vir die plan wat hy vir ons het. En dit gaan waarskynlik vir my en jou dwaas lyk, en dit gaan waarskynlik vir my en jou voel, dat dit nie die regte plan is nie. Maar, die verskil tussen hoe ons leef, en die verskil van hoe ons dit interpreteer, is om te weet dat God het 'n plan, en hy voer die beste plan vir ons uit. Mooi storie wat ek vertel, en ek dink, ek het dit al baie vertel, so, as jy dit al gehoor het, is ek jammer, maar so, toe Christian baie klein was, hy was seker omtrent nie, wel, ek dink hy was omtrent 9 maande oud, is hy opgeneem met 'n siekte. Nou ek is 'n pa, so ek weet dit is 'n siekte, wat dit was kan ek nie onthou nie, nee, ek moet verstaan. En ons vat hom hospitaal toe, en hy moet daar wees, en nou is daai hele proses waar jy op daai mees ongemaklikste bedjie ooit langs die kant slaap, maar hulle vra jou hotel fooi vir dit, om te betaal. Nou lê ek by hom, en uiteindelik kom haal die suster om, en dan het hulle nou 'n terapiekamer of 'n ding, ek weet nie. Nou vat hulle die kind soontoe, die baba soontoe, maar dit is vir die baba gewoonlik traumaties, so jy moet nie saam gaan nie. Nee, dis dalk vir die ouers meer traumaties. So hulle hou jou weg. As jy hulle 'n fisio doen, en hulle klop al daai slijm en al daai goed uit, dan hou hulle jou weg, want jy moet nou nie hoor hoe huil jou kind die hele tyd nie. En dan is hulle nou die hoewertjie op sy gesig druk om die snot uit te suig en al daai goed. Nou hulle my weg. Uiteindelik kom die suster na my toe en sê vir my, meneer, ons kry hom nie stil gehou vir die inspuiting nie, en ons kry hom nie stil gehou vir die suurstofpypie nie. Kan jy kom help? En ek, natuurlik is 'n goeie pa, so ek sê ja, nee, ek wil my kind help. En ek gaan staan, en in hierdie proses moet ek hierdie babietjie, hierdie lyfie
plat druk, dat die tannie nou die inspuiting kan gee wat sy medisyne is. Maar die hele tyd wat dit gebeur, het hierdie kind oogkontak met my, hy worry nou nie meer oor die verpleegster daar nie, hy het oogkontak met my in sy gesiggie, want hy kan nie praat nie, en sy oogies spreek vir my, van soos, maar ek dog jy is aan my kant. Nee, want dis wat 'n baba dink. Hy sê, hoor die ou, ek huil dat jy my kom haal by hierdie vrou, nie dat jy nou aan haar kant is nie. Jy moet my help. Maar ek wat 'n pa is, en bietjie meer verstand het, en verder verstaan, en die langdurigheid verstaan, besef dit voel nie nou soos help nie, maar dis help. Dit voel nie nou of ek aan jou kant is nie, maar ek beloof ek is aan jou kant. Dit voel net nie nou so nie. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is jy op 'n punt wat jy nou hier op dag 4 of 5 is, wat jy om hierdie Jerigo muur stap, en jy voel nou dat dit geen effek nie. Maar ek wil vir jou sê, dit het effek. Dit voel nie nou vir jou dalk, of God aan jou kant is nie, maar hy is aan jou kant. Die gedeelte van hierdie, wat vir my so interessant is Joshua staan en hy sê, is jy aan my kant of nie? En God antwoord vir hom, nee, ek is die Here van die leerskare. En dan blaai hy na Romeine 8 toe, dan is Jesus dood, het opgestaan, het die kerke begin plant, nee, opgevaar. Dan skryf Paulus aan die Romeinse kerk die volgende ding, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? En ek sit en ek lees dit en ek dink soos, Here, maar hoe dit nou verander? Wat het verander van, soos ek is nie vir jou nie, jy moet vir my wees, nou, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? En ek lees hierdie gedeelte weer en ek besef, hier staan Jesus, staan die Here, die oorlogmaker van die Here, met die getrekte swaard. En die swaard wat hy getrek het, gebruik hy toe nie teen Jerigo nie. Hy gebruik dit nie teen een van die mense in Kana nie. Israel doen dit, hulle gemaak die oorlog. Hy gebruik nie swaard nie. Inteendeel, 1500 jaar na hierdie, handig hy die swaard oor in 'n centurion en sê vir hom, sny jy my nou. Dis net nie meer swaard nie, dis nou 'n spies, dis 'n stok. En dit was spykers. Die getrekte swaard is nie gebruik teen mense nie, die getrekte swaard, ontblote swaard wat reg is vir oorlog maak, is op hom gebruik. Nou is dit makliker vir my en jou om te besef dat Jesus het sy lewe gegee, God inteendeel het sy lewe gegee, sodat ek en jy kan besef, wanneer ons weet hy het sy lewe gegee, is ons heeltyd aan God se kant. Nee? Is ons heeltyd, as ons praat van God gerig, en kan ons ook heeltyd vir mekaar sê, is hy dan vir my is, wie kan teen my wees? En dan is dit interessant, want as ons dit dan vergelyk met die eerste goed wat ek in die begin gesê het, dan kom jy agter, eintlik is jou kredietkaart teen jou. Nee? En jou drankgebruik, en jou dwelms, as jy dwelms gebruik, is teen jou, en die feit dat jy moontlik met ander mans op Facebook gesels, is jou man, is teen jou, jy dink dit bring vir jou vreugde, maar dit doen nie, dit steel meer as enigiets anders. Hoe jy jou finansies bestuur, dink jy dit gaan vir jou vreugde gee, maar dit steel meer as enigiets anders. Want God is, op die ou eind van die dag, regtig werklik vir jou, en dis omdat hy regtig werklik vir jou is, dat hy die beste vir jou wil hê, en jou vaspen op die bed, en sê, dit klink nie nou soos 'n plan nie, maar ek beloof, ek is aan jou kant. Ek is hier. Die enigste verskil is, daai illustrasie vir my val bietjie kort, as dit by God kom, want as ek die hele evangelie vir jou in daai illustrasie moet verduidelik, wat dan sou gebeur het, is die pa sou ingekom het en vir Christian gesê het, okay, gaan jy uit, sy kan my fisio en sy kan my inspuit, sy kan my siek maak. Kom ek vat al hierdie siektes van jou op my, sodat jy kan gaan speel buite. En dis wat hy doen. En dis wat hy gedoen het. En dis wat bekend staan as die evangelie. Die voordeel wat ek en jy het, is ons kan weet, die dag volgens Openbaring, waar ons die ridder op die wit perd met sy getrekte swaard is, gaan ons nie vir hom hoef te vra aan wie se kant is jy nie, want ons gaan al klaar aan sy kant wees, en ons gaan klaar saam met hom gaan. Ek en jy moet net besef, die volgende, en dit is wanneer ons
sê ons is God gerig, dan moet ons verstaan dat die God van die heelal is nie die God wat ek en jy noem of wat ek en jy sê ons is God gerig en hom eintlik vra as 'n hulp in ons lewe nie. Hy is nie die God wat jy inkraat sê help my hier, help my daar nie. Dis uit die hart wat hy saak wat hy doen. Maar as ek en jy God gerig is, dan beteken dit Here, hoe neem ek deel aan dit wat jy doen? Hy is te groot om te vra om ons in 'n assistentrol in ons lewe te kan gee. Ons koop in sy koninkryk en dis hy wat ons bemagtig en ons help. Soveel gelowe het in die ou tyd toe hulle, maar dit sluit ek af, in die ou tyd voor hulle oorlog gemaak het gelowe, het ander geeste of ander godsdienstiges, nie Israel nie, het na hulle gode toe gegaan en dan het hulle hierdie praktyke gehad waar hierdie God moes aan hulle verskyn het en dan vir hulle moes gesê het gaan hulle die oorlog wen of die oorlog verloor. En God kom doen dieselfde vir Joshua. Want hy praat met 'n ou wat besef hy leef in die wêreld, hy praat met 'n ou wat besef hy leef in die omstandighede waar hy doen, en hy doen dieselfde as vir die ander gode doen. Die enigste verskil is, reg van die begin af, sê God basies vir Joshua, jy gaan oorwin, maar die oorwinning is nie joune nie, dis God se, dis myne. En ek wil hier staan en ek wil vir jou vanoggend sê wat moedeloos is, wat in 'n depressie is, wat voel jy verloor die stryd teen wat ook al, jy gaan oorwin. Die oomblik wat jy begin besef, die oorwinning is nie joune nie. Dis God wat deur jou werk. Dis God wat saam met jou is. En as jy hier sit met 'n besigheid waar dit swaar gaan, as jy hier sit met 'n huwelik waar dit swaar gaan, as jy hier sit met kinders wat nie luister nie, kinders met wie jy sukkel, kinders wat nie meer verhouding met jou het nie en jy wil hê, dan wil ek hê ons moet vanoggend moet jy hierdie idee tuis vat. Dieselfde intimiderende God wat vir Joshua kon staan en Joshua neergeval het op sy aangesig, is aan jou kant en is saam met jou. Jy is saam met hom en saam met julle kan dit verower. Die enigste verskil is, as ons God gerig wil lewe, dan moet ons hierdie uitdagings na hom toe vat en vir hom nie sê, ek dog jy's 'n goeie God want jy gaan my help met my huwelik nie, maar veel eerder na hom toe gaan en sê, Here, hoe gaan ek meer soos U lyk in hierdie huwelik? Hoe gaan ek U beter leer ken? Deur dit. Want al voel dit nie vir my of U aan my kant is nie, is U. Here, mag dit wees wat elkeen van ons beleef volgend. Mag elkeen van ons volgend hier wees en besef, dit voel nie altyd of U aan ons kant is nie, maar U is. Here, as ons sê ons is God gerig, mag dit wees soos wat Johannes vir die kerk skryf, as ons sê ons leef vir hom, mag ons lewe dit spreek. Here, mag elkeen van ons vanoggend deur U Gees besef dat dit nie gaan oor U moet ons help nie, maar ons wil deel wees van dit wat U doen. Here, ongeag van hoe groot dit is, ongeag van hoe intimiderend dit is, ongeag van hoe ons voel, U is nie aan ons kant nie. Here, mag dit wees wat ons doen, mag ons die bediening wat ons het, wat U op ons hart druk, uitleef. Mag ons gesinne wees wat besef ons is 'n gesin naby aan God se hart. Mag ons besef ons is 'n gesin wat die Here van die leerskare vir ons veg. Here, mag ons besigheidseienaars wees wat opreg en eerlik en integriteit is met ons besigheid, want ons besef ons is 'n besigheid waar die Here van die leerskare saam met ons besigheid doen. Mag ons gaan waar ook al en kan getuig van die goedheid van God die Vader. In Jesus naam alleen bid ons dit, Here. Amen. Amen. Ek wil net gou weer so vinnig vir jou sê, onthou as jy nie gehoor het van die bedieninge wat gesluit is nie, onthou dan per implikasie dat Bybel 101 is dan ook af. Ons gaan 'n breek vat en daarna gaan ons na Efesiërs 4 begin klaarmaak. Maar jy is welkom om op te staan en spreek ek die seën van die Here oor my, nie oor my uit nie, oor julle ook uit, né? As jy enige vrae het, kom asseblief agter na die cappuccino masjien toe. As jy besoeker is, kom ook so intoe, ek sal jou graag wil ontmoet en saam met jou wil gesels. Mag die goedheid van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy inwonende, lewensgewende Gees jou en my deel wees
in hierdie week wat voorlê. In Jesus naam alleen. Amen en amen.